Kom ons raak stil. Die Here tot ons nader uit Psalm 1. Hoor hoe mooi klink dit. Dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Nie net in sport en rugby en wen en alles nie. Dis deel van die heerlikheid van menswees nie, maar ook in God se woord vrede kan vind. Dis 'n ander vorm van vrede. Nou sê die psalmskrywer hier, so 'n mens is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd sy vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie, en hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Hierdie strome van lewende water is natuurlik vir my en vir jou. Die Here gee dit vir mense wat dors daarna. En daarom groet die liewe Vader julle met oop arms deur julle te verwelkom. Ook in die naam van sy seun Jesus Christus en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kan ons nou ook die waterstrome hoor kabbel? Kan ons onsself sien as 'n boom wat geplant is? Kan ons dankie sê vir hierdie voorregte wat ons het? Dankie vir die lewe, dankie vir so baie dinge. Ons sê ook vanoggend weer opnuut dankie vir die woord, die egtheid daarvan, die manier hoe ons dit verkondig, ook maar net in mens se mond, mens gedagtes, mens ore moet dit aanhoor, nie een volmaak perfek nie. En tog is dit geadresseer vir mense soos ons. Dankie daarvoor. Dankie vir die geduld met ons en die geduld met 'n kerk. Dankie vir elkeen wat die moeite gedoen het om hier te wees vanoggend. En seën hierdie saamwees, ook die stiltes, die dink, die oordink, maar belangriker is om dit te gaan leef. Die woord is 'n handleiding, 'n padkaart, 'n rigtingwyser. Mag ons dit volg, mag ons daarby hou, mag ons altyd strewe om daar volgens te lewe. Kom doen nou meer as 'n mens se stem en 'n mens se ore, o Heilige Gees, en maak ook hierdie woordverkondiging vir ons oop. Maak dit aantreklik en mag dit iets wees wat ons onthou. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Romeine 3 vers 23, 'n enkele vers wat ek wil hê ons moet daar saam lees en daarna gaan ons 'n lied sing. Almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Kom ek herhaal hom, hy so kort. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die tema vir vanoggend, hierdie interessante plant, half mens met die naam, half mens, maar onmiddellik soek ek na my ander helfte. Uit hierdie teks gedeelte Romeine 3 vers 23, ons gaan net nou kyk na 24, en ek wil eers julle net bietjie op dieselfde bladsy kry, waar kom ek aan hierdie tema? Nou is iemand in die gemeente, is vanoggend hier, trouwens, en ek gaan nou nie sê wie dit is nie, maar dit is iemand wat op 'n stadium so bietjie siek was, en as ons nou nader kom om te groet, dan maak hulle so en sê Bakkenterie, en kry toe so 'n soort van die naam Bakkenterie, en 'n kort daarna toe is daar 'n baie ernstiger mediese toestand, wat styfheid in die kakebeen veroorsaak en baie pynlik is, en trouwens nou nog met hierdie situasie sit. En weer eens hanteer hierdie persoon hierdie siekte met humor en verwys na, nou het ek van Bakkenterie geskuif na back and close here. En so 2 Sondae terug staan die persoon voor my en sê, ek weet wat's fout met my. Ek
is 'n half mens. Ek het nou 'n half mens siekte. En ek het nogal daaroor gaan dink. Maar dat ek nou ook sê aan die begin, partykeer en siektetoestande is ernstig, maar 'n bietjie humor partykeer maak dit ook soveel draagliker. En ek waardeer dit en ek leer ook iets uit dit uit, want ek is 'n volbloed man, want vra maar vir Erika wat gebeur in daai huis as ek verkoue kry. Maar hier was humor, half mens, en dit het my laat dink onmiddellik aan hierdie plant wat in die woestyn groei in Namibië en in Madagaskar. En snaaks genoeg, ons het van hulle in ons tuine, wie het halfmense in die tuin? Hulle groei nogal hier by ons. En myne het geblom nou die dag. Maar toe die persoon vir my sê ek's halfmens, toe sê ek moet net onthou dit klink nou so erg dat jy halfmens is, maar dit 'n pragtige wetenskaplike naam, Pachypodion. Pachypodion. Min het ek geweet wat beteken dit. Min het ek geweet dit gaan uiteindelik by 'n preek uitkom. Maar baie dankie vir daai manier van siekte dra, lyding wat saam met dit gaan. Dankie ook vir die voorbeeld van humor. En daarmee sê ek nie ons moet ligsinnig wees oor elke siekte wat oor ons pad kom nie. Ek is 'n half mens. Dit wat ons nou gelees het in Romeine 3 vers 23 herinner ons dat ons eintlik maar almal half mens is. Biologies, wetenskaplik, geneties, volledig mens. Maar wanneer dit kom by ons verhouding by die Here, almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. As ons hierdie konstante heerlikheid met God sou gehad het, sou ek nooit na ons verwys het as halfmens nie. Maar hier is natuurlik 'n klomp potensiaal in om te erken. Ek is 'n bietjie van 'n halfmens. Ek wil vanoggend begin en ek wil vir jou vra of jy al 'n beter jy begeer vir jou toekoms. Het jy al ooit gedink dat iewers in die toekoms kan daar 'n beter ek wees? Beter as hierdie week wat verby is, beter as hierdie jaar wat verby is. Ek sal nooit volmaak wees nie. Onthou julle daai preek wat ek heel eerste hier gepreek het oor die doringboompie? Baie mense sê hulle onthou dit tot vandag toe nog. Die doringboompie, hierdie ou boompie wat nie skade weer gee nie. Hierdie brose dingetjie word uiteindelik die leier van Israel. En ek sal nooit afwyk van dat ons as gemeente en ons as mense ook so is. Maar ons kan nog steeds 'n beter ek wees daar vorentoe. Maar dan moet jy jou bestelling plaas. As jy iets wil hê, dan moet jy dit ook kan bestel. Kan jy anders wees? Kan jy verbeter? En het jy geweet dat God droom 'n beter jy? God droom dit ook. Kyk 'n bietjie na Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. En ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. Julle sien, die Here droom ook in die toekoms. Droom vir môre, droom vir hierdie week, dat ek en jy 'n bietjie beter sal wees. Ek wil dat ons eers 'n bietjie stil staan by 'n paar halfmens feite. Ek het nou die dag het ek iemand gegroet, môre halfmens, en hulle het onmiddellik gesê, ek is 'n volledige mens. Maar ek wil hê jy moet vanoggend moet jy iets hoor oor jouself wat iemand anderste nie vir jou gaan sê nie. Jy moet dit hoor en ek moet dit hoor en op 'n manier moet ons kan uitkom by dit is hoe dit is as gevolg van die sonde. Almal het gesondig, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. God is nog steeds lief vir ons, hy's op pad met ons, hy begeer en hy droom 'n beter ek en jy, maar as iets wat ons moet hoor. Jy moet dit hoor en ek moet dit hoor. As ek noem dit halfmens feite. Hier kom hulle. Ons ken net
ten dele. Halfmens, ons ken net ten dele. Daarom is ons na soveel duisende jare van beskaafde menswees nog steeds besig om ander mense dood te maak. Ons is nog steeds besig om te struikel oor die goed wat ons ken. Ons moet kort moet ons dit wat ons gedink het, ons weet, moet ons verander. En nou, as jy dit herken, kom kunsmatige intelligensie en ons weet nie eers meer wat is die waarheid nie. En daarom wil ek vir julle sê, dis tyd dat ons die kerk weer bemark met ons foute, met ons sukkel, met ons struikel, bemark hierdie kerk, want ten minste is dit die waarheid. Dis eg dat ons hier sukkel. Dis eg ten minste dat ons roei, maar ons kamoufleer dit nie digitaal en wys vir die wêreld, hierdie is die wonderlikste en perfekste plek nie. Geen dominee geleerde is perfek nie. Geen. Ons ken ten dele. Sluit my in. Ons lief ten dele. Jy wat so teleurgesteld word dat jou liefde, jou goeie bedoelings waarmee jy opgestaan het, dat dit so kort rukkie gehou het, toe kom jy agter, maar ek het nie my naaste lief soos myself nie. Halfmens, welkom in die wêreld van die halfmens, ons lief ten dele. Hier enigiemand is wat sê, ek het volmaak lief, gaan ek vir jou sê, jy praat nie die waarheid nie, of dan moet jy oorneem en vir ons almal dit kom leer. Ek is 'n volledige liefdevolle mens, ek weet hoe om hierdie ding te doen. Ons kan nie perfek wees nie. Sonder om op tone te trap, die perfeksioniste. En al die geroei en gestoei, sodat jy jou sin kan kry met perfeksionisme. Duitse bloed. Ek het dit te my, werk hard om dit af te leer. Halfmens. Dis 'n leuen om te dink dat ek die enigste een op aarde is wat perfek is. En dat ek ander kan kontroleer rondom daardie perfektheid, en as dit alles so perfek georden is, dan is die wêreld 'n beter plek om my. Nie waar halfmense is nie. Dit kan nie perfek wees nie. Feite. Ons ken ten dele, ons glo ten dele, ons lief ten dele, ons kan nie perfek wees nie, ons kan nie altyd reg wees nie. Heel wat van julle is in die regsprofessie. Baie wette, julle het selfs agtergekom, wette kan gebuig word. 'n Goeie advokaat kan kom en hy kan rondom daai wette, kan hy met retoriek dit verdraai en verander voor jou oë. Wie kan altyd reg wees? Al dink jy is. So 'n halfmens wat hierdie goed aan betref. Ons kan nie konstant goed wees nie. Kyk, dit is almal lekker om goed te wees. Dis lekker om by mense aan te kom en hulle is goed vir my of goed vir jou. En die kinders is goed vir jou. En die kleinkinders laat jou goed voel. Wys vir my iemand wat daardie goed voel, goed wees, goed doen, konstant bly. Daar is niks wat 'n mens so vinnig aarde toe bring, soos om jou volledige emosie van goed voel op 'n ander mens te vertrou het nie. Dis net so. Wap, sluit kinders in. Dit sluit jouself in. Hoe het jy nie al jouself teleurgestel? Iemand nou dag vir my gesê, wie dominee, ek kan nie eens myself vertrou nie. Ek het omtrent omgeval. Hoe is dit moontlik? Hoe kan jy nie jouself? Dominee, gee net vir my dieet. So 'n paar uur, dag, 2 dae. Dan kom ek agter, ek kan nie konstant wees. Ek kan nie konstant hierdie goed doen nie. Nou moet julle dan weet,
As jou spanne konstant wen, ouens konstant oefen om die Kamerads te wen, wat vra dit vir hierdie uitskiet mense om net so aan te hou en aan te hou en aan te hou? Maar een of ander tyd, of jou naam Usain Bolt is, gaan dit afneem. Ons het nou gesien met Wimbledon tennis, die senior ouens kan nie meer daai tempo nie. Ewers gaan ook daai supermens wees, illusie, gaan dit verdwyn. En nou het ons ook 'n geloof vol verskonings. Ons gebruik partykeer die halfmens binne in my om 'n geloof vol verskonings te kan uitleef. Dis net so groot leuen dat ons altyd kan wegkom met verskonings. As jy wil wag tot alles om jou perfek is en reg georden is. Baie mense sê ek wag totdat ek afgetree is, want dan gaan ek nou baie tyd hê om die Here te dien. As jy wil wag tot alles perfek is om die Here te dien, liewe vriende, gaan jy wag, maak jou gereed om te wag tot in ewigheid. Daar gaan ook nie so iets wees soos die perfekte omstandighede, die perfekte dag, wanneer ek gereed is, wanneer ek nou perfek voel. Dit breek ook nie sommer aan nie. Daar is ook mense wat sê, maar ek sal iewerste sal ek begin om die Here te dien saam met ander mense, as die mense, die ander mense, die regte mense is. Hulle gaan by my kan aanpas, ek gaan ten minste vir hulle kan sien. Dit is miskien die regte dominee, die regte huweliksmaat. As jy wil wag vir al daai regte goedjies om jou so gerangskik soos in 'n legkaart, gaan jy vir ewig wag. Ons is half mense. Ons ken ten dele, ons glo ten dele, ons is 'n gemeente ten dele. Almal wat wil weghardloop en rondhardloop, beter kerk, beter prediker, beter musiek, beter tegnologie, beter. Jy gaan hardloop totdat jy uitgebrand is. Want elke nuwe ding hou nie. Niks hou nie. Niks bly vir altyd nuut en vars nie. Enige dominee gaan sy afdae hê. Pastoor, maak nie saakie, ons word ook moeg. Ons word ook opgebruik. Ons word uitgedien. Ons het al tyd. Halfmens, hou op verskonings maak en kom eerder reg met die feite. Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig, skryf jou naam daarby. Ek ook. Ek wat wil hê ander moet perfek wees. Almal moet die beste leierskap hê, die beste voorbeeld vir my wees. Skryf jou naam in, skryf die beste kerkleier, skryf die paus se naam daarin. Dan sê hierdie teksvers almal behalwe die paus. Almal behalwe die dominee. Nee. Almal het gesondig en ontbreek hulle aan hier kom dit, die heerlikheid van God. As jy nie aan die kerk toe kom, want dit moet hier net lekker wees, en hier moet net heerlikheid wees, en hier gaan niemand jou kwaad maak, en eendag op jou tone trap, en jou laat simpel voel, en wat ook al voel, en voel jy wil wegvlug, dis ten minste nie artificial intelligence nie. Dis reg. En ons moet vrede maak. Hierdie stuk erkentenis oor my halfmens en belydenis is 'n baie goeie plek om te wees. Dankbaar. Ek staan vandag voor julle en ek is dankbaar om halfmens te wees. En ek is dankbaar om dit deel van my belydenis te maak, want ek kan nie wag vir my ander helfte. Ek kan nie wag vir my ander helfte.
So gaan kyk ek toe na die wetenskaplike naam van hierdie plant wat in Namibië groei met sy dorings. En ek moet vir julle sê, is nie die plant waarvoor ek nou gaan jaag na die naaste kwekery om te gaan koop nie. Ek het my huis geërf met een. My pa het baie gehad. Hy was 'n kweker. Vir hom was dit fascinerend en fantasties en dit is, maar is nie die mooiste plant nie. Maar sy Latynse naam of sy wetenskaplike naam, Pachypodion, beteken plant met 'n vetvoet. Een vetvoet. En binne in hierdie vetvoet stoor hy, net hierdie een vetvoet stoor hy nou al sy water en sy kos om te oorleef. Die ander fascinerende ding van hierdie Pachypodion is dat hulle almal hulle koppe draai na die noorde. Die Boesmans het nogal 'n storie gehad hieroor. Hulle het geglo, hulle het gevlug van die noorde af en die nuwe plek waar hulle moes kom vestig het, onderkant die Oranje rivier in die grens van Namibië. Dis die Namas trouwens, nie die Boesmans nie, die Namas. Die Boesmans het hulle gedryf. Het hierdie nuwe volk hulle in halfmense verander. En hulle staan nou nog steeds met hulle kop in noord, want dis waar hulle vandaan kom. Vir my beteken dit baie om te weet dat eintlik is die halfmense kop noord gedraai omdat hy in die winter groei en in die winter blom. En hy het maksimum sonlig en energie nodig om te kan groei. 'n vetvoetplant. 'n vetvoetplant. Ek het 'n rukkie terug gehoor van iemand wat sy voet verloor het. En dit is nie algemeen dat mense soos wat hulle ouer word 'n ledemaat kan verloor met amputasie, een of ander siekte toestand wat ingetree het. Hierdie mense getuig van die verlies van daai voet. Ek is 'n half mens. Daai wat ek net so vinnig uit die bed gespring het, die honde blaf en ek gaan kyk wat aangaan. Ek kan nie. En as jy 'n protese het, moet jy nou eers soek, waar is die protese? Waar is my krikke? As jy gly, dan sit jy vinnig die een voet voor die ander een en jy herwin jou balans. Hierdie mense wat hierdie ledemate, bene en voete verloor het uitdagings. Ons moet so dankbaar wees oor ons 2 voete, al is hulle seer van die reumatiek. Jy het nog 2 kosbare voete. Nou, my ander helfte, half mens, ek erken dit, maar my ander helfte, wat vir my hierdie naam gee, Pachypodion, is Jesus Christus. En die volheid van sy Vader, en alles wat daarmee saamgaan oor soveel jare, is hierdie voet om op te staan, niks anderste as 'n vetvoet. Vol kos, diep geanker in die grond, vol water, om van my weer 'n vol mens te maak. Dis my ander helfte, waarop ek so hoop. Dis 'n kosbare ander helfte. Jesus het sy hele wese gegee vir my en jou om ons ander helfte te kan wees. Wanneer ons dit verstaan, en ons maak hierdie half mens harte oop, en ons sê Jesus kom, en maak van hierdie half mens 'n vol mens, 'n Pachypodion wat op 'n vetvoet staan, vol kos en vol energie, vol verskonings, nee, nie meer verskonings nie. Verskonings is die karaktereienskap van die halfmens. Dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dis hoekom ons so is.
Maar 'n mens wat Jesus ingenooi het en op hierdie vetvoet kan staan, nee, ek doen al is dit klein. Ek doen vreesloos. Dis half mense wat bang is ek gaan misluk, want ek moet eintlik perfek wees, of daai een is so, en die een is so, en ek sal nie inpas nie. Nee, ons word verander. Luister nou na die volgende teksgedeelte, Romeine 3 vers 24. Ek het hierdie tweede deel van die teks het ek gelos tot nou toe. Eers moet ons hoor dat almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God, maar nou word ons deur sy genade sonder verdienste, sonder om volmaak te wees, sonder om te wag vir die perfekte tyd, die perfekte omstandighede, sonder enige verdienste, sonder enige prestasie, word ons gepromoveer na 'n geregverdige deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Jy geweet, met al die uitstel en afstel en al die verskonings en al die heerlikheid van gemak, ons spandeer 33 jaar. Sê nou net jy gaan so 80 jaar leef. En sê nou is nie meer net sê nou nie, baie meer mense al 80 en selfs ouer. As jy so 80 jaar gaan lewe, spandeer ek en jy 33 jaar van ons lewe in 'n bed. Maak nie saak of jy slaap en of jy wakker lê nie. Jy is horisontaal vir 33 jaar. 2,2 jaar spandeer ons aan eet. Lekker. Dit voel vir my dalk so klein bietjie te min is nog. Eet. Het jy geweet ons spandeer 7 jaar aan kosvoorbereiding? Hier is natuurlik 'n paar van julle wat net 'n bietjie minder aan dit spandeer. Jy het geweet ons spandeer in 'n leeftyd van om by 80 jaar 3 jaar aan inkopies. Interessant. Boonbehalwe om 'n erediens op 'n Sondag by te woon, spandeer die gemiddelde kerkmens in 'n leeftyd 8 maande en minder aan die koninkryk, by die gemeente waar die Here jou geplant het. 8 maande en minder. Half mens. En dis hoe dit is. Dis nie kunsmatige intelligensie nie. Dis eg. Dis wie ons is. Maar kom ons wees eg. Kom ons erken hoe ons is. Hoe ons ontaard het. Want ek het vir jou 'n vetvoet storie saamgebring vandag. Daardie ou lelike plant vol dorings, dit behoort aan ons Jesus Christus, wat ons dorings op hom geneem het. Hy het dit op sy kop gedra op Golgotha. Daar word ek en jy heel. Vetvoetplante met genoeg kos, sonder verskonings om volledig, vol mens te wees. Al is ek nie perfek nie. Al is ek krom en skeef, al word ek moeg, Here, hier is ek. En hier in die middel van die winter blom my Paghypodion. My halfmens verlang na my pa. Die jare toe hy kwekery gehad het. En hoe interessant, spierwit blomme wat hou. Begeer jy en droom jy 'n beter jy? 'n beter jy? 'n beter
kind van die Here met blomme. Sulke mooi spierwit blomme. Ek wil amper sê, wie begeer dit nie? Ek doen. Ek sluit af, voordat ek vanoggend hierdie verhoog gaan oopmaak vir die bazaar. Dalk wag jy ook vir die perfekte koördineerder, die perfekte omstandighede voordat jy gaan inhak en kom saam skram. Maar dit is nie net al waaroor dit gaan nie, daar gaan oor soveel ander dinge in jou geestelike lewe, goed wat jy nie kan los in jou verlede, leef in die verlede, jou beter jy het aangebreek. Punt nommer 1, wees eg, hou op verskonings maak en erken voor die Here, ek is nie volmaak nie, ek is nie beter as enigiemand anders te nie, ek is 'n halfmens wat die ander helfte, die vetvoet, wonderlike plant, Jesus Christus, nodig het, sodat ek kan staan daarop, krom en skeef, ek het 'n ander voet gekry. In 'n leeftyd maak die gemiddelde mens 250.000 keer verskoning. En bo al hierdie massas goed, en hierdie swaar gewig van 'n half mense, kom die Here en sê in 2 Korintiërs 6 vers 2, kyk, nou is die regte tyd, en nou is dit jou beurt. En nou is dit die dag van redding. Nie môre nie, nie oormôre nie. 2 Korintiërs 6 vers 2. Nou. Jy hoef nie te wag om volmaak te wees nie. Jesus is jou voetstuk, jou podium. Podium. Waar mense wat laaste is, eerste kom. Vertrou op hom. Waar half mense heel word. Vertrou op hom. Nou, kom ons bid saam. Nooi in, God groter as ek, God groter as al my verskonings, nou, om van hierdie half mens, 'n heel mens te maak. Waar die sonde my geamputeer het, kry ek die vetvoet. Die vetvoet wat die dorings dra, sodat ek dit nie hoef te dra nie. Kos, die water, die anker, die lewe in oorvloed. Hier is ek, Here, en ek gee my oomblik en my nou oor in u hande. Seën hierdie totale gemeente met sy krom en sy skeef. Die dominee met sy sterkpunte en sy swakpunte. Ek met al my mooi eienskappe, maar ook met my sukkel en met my stryd. Gee my nou vir u, vat my. Sodat ek ook 'n Pagipodion mens kan wees. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat moeite gedoen het om vanoggend hier te wees. Wat 'n wonderlike voorreg om vir julle uit te stuur waar ons gehoor het in Romeine hoofstuk 3 dat ons ontbreek aan die heerlikheid van God. Kan ons nou uitstap met ons ander helfte vol van die heerlikheid van God. Alles is onvolmaak. Liewe vriende, gaan uit. Mag jou lig helder skyn. Mag jou lewe opreg en eg wees.
en mag die Here jou gebruik, soos wat hy oor jou droom. Amen. Hang in vrede.